Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons begin by die back and close hier inentings in die hofuitspraak. Yes, die uitspraak was gister gewees. So, Sakeliga, Saai en Vrystaat Landbou is hof toe om die regering te dwing om hulle toe te laat om self teen back and close hier in te en. So, jy weet ons het nou al baie gepraat hier oor back and close hier is eintlik tot 'n groot mate buite beheer. Dit is buite die beheergebiede versprei waar dit van tevore tot beperk was. En die organisasies het gesê hulle wil self kan inent. En hulle was heeltemal bereid om aan die vereistes te voldoen. En die departement en die minister het volgehou en gesê hierdie is die staat se funksie, die staat gaan dit bestuur en beheer. En die hof het nou gesê nee. Die private sektor kan 'n baie groot rol speel om te help om hierdie krisis in bedwang te bring. Vir my is die hartseer, ek sien, jy weet hulle sê hierdie is 'n oorwinning vir boere. Vir my is die hartseer ding dat ons tot op hierdie punt gekom het. Dat ons moes beklei daaroor. Dat daar enigstens 'n feit is gesê, daar 'n berig is wat sê oorwinning vir boere. Ons is nie veronderstel om te beklei met die staat oor die veiligheid van vee nie, oor voedselsekuriteit nie. Hierdie is voedselsekuriteit. 100%. Dis mense se inkomste, daar is werkers betrokke, dis gaan so ondernemings. 'n Boerdery is 'n onderneming. So dis regtig sleg dat dit tot op hierdie punt gekom het. En jy is heeltemal reg om nou te sê dis 'n oorwinning vir boere. Dit is 'n oorwinning vir boere. Maar dit het teen 'n baie groot prys gekom en ek dink vir baie boere is dit bietjie laat. Ja. So wat die regter gesê het is daar's geen wetgewing wat die private sektor verbied om in te ent nie of om te help nie. En wat hy ook gesê het is, jy weet, 'n beleid is nie wetgewing nie. So jy kan nie sê hierdie is ons beleid. Jy onthou in COVID dan praat president Ramaphosa dan sê hy van môre af mag ons nie visplakkies dra nie. En dan van môre af dra niemand visplakkies. Dis nie hoe wetgewing werk nie. Jy kan nie vanaand 'n aankondiging doen en sê, weet môre is braai hoender teen die wet nie. Dis nie hoe wetgewing werk nie. Beleid is een ding en wetgewing is 'n ander ding. En die regter hier het gesê, weet daar's niks in die wetgewing wat hulle verhoed om dit te doen nie. Die geskil is nie afgehandel nie, so hulle moet binne 20 dae met hulle weer teruggaan vir finale regsverligting. Ek dink die kruks van die saak is dis jammer dat dit tot op hierdie punt gekom het. Ek reken die departement moes geweet het wat in sy wetgewing staan en hy is nog steeds hof toe om sy beleid te gaan verdedig. En dit het nie vir hulle gewerk nie. En is jammer vir baie boere wat 'n groot, baie duur prys betaal. En ek praat nie van hofkoste nie. Die departement moet die hofkoste betaal en dis belastingbetalers weer eens. En dit moenie tot op hierdie punt kom nie. Hierdie departement is daar om landbou in Suid-Afrika te ondersteun, uit te bou en nie net te monitor nie, maar ook te ondersteun. Hoe kan die departement wat veronderstel is om boere te help, boere kniehalter? Ek verstaan dit nie. Hoe weet hulle nie wat hulle moet doen nie? Hoe weet hulle nie wat in die eie wetgewing aangaan nie? Hoe kan 'n mens so dom as strand wees om terug te sit en jy het hierdie sien kom? As jy 2 oë gehad het, het jy hierdie sien kom, dit gaan die uitspraak wees. Hoekom byt jy die heeltyd vas soos 'n strante foksterrier? Hoekom los jy nie net en laat die regte ding gebeur vir die mense wat veronderstel is om te ondersteun nie? Peer, dit is wat hulle gesê het. Niemand hier het gesê hulle wil die staat se funksie oorneem. Nie vir een oomblik het hierdie organisasie gesê ons wil die staat se funksies oorneem nie. Hulle het gesê ons wil help, ons wil self. Die realiteit daarvan is dat die staatsveeartse nie die kapasiteit of soms die wil het om hierdie situasie aan te spreek nie. Ek weet persoonlik van mense wat sê hulle moet omtrent 'n staatsveearts omkoop om op hulle plase draai te kom maak om te help. Jy dink wat 'n enorme werklas daar is. Dit gaan my verstand te bowe. Weet nie sê ek betaal belasting, weet ek is veronderstel om 'n diens te kry. Ek het nog steeds 'n mediese fonds, selfs al betaal ek belasting. Ons is al meer besig en hierdie goed is goed. Ons is al meer besig dat kleiner gemeenskappe of kleiner groepe of kleiner belanghebbendes sê julle gaan nie vir ons sê om dit nie te doen nie. Ons sal dit self doen. Tensy daar een of ander wetgewing is wat my verhoed om dit self te doen. Dis wat mense in hulle buurte doen. Hulle maak hulle buurte netjies. Dis wat hierdie groepe gedoen het en gesê, julle kan nie vir ons sê om nie onsself te help nie. En ek hoop hierdie is 'n les vir almal van nasionale tot provinsiale tot plaaslike regering
om te sê moenie mense keer wat hulle self wil help nie. En Suid-Afrikaners met daai regte, ek dink al hoe meer begin opeis. Hierdie was nou in die hof gewees, dis duur om hof toe te gaan, maar ons moet toenemend daarop aandring om te sê wel ons sal self. Ons gaan dit nie oorneem nie, maar julle gaan ons nie stop om te self nie. Absoluut. Ons moet praat oor die aanvalle in Durban. Ja, hierdie is sleg. Omtrent 'n maand gelede was daar ek dink ek is reg met 'n maand gelede, was daar 'n aanval op 2 misdaad-intelligensiebeamptes in KwaZulu-Natal. Een is doodgeskiet, die ander een is gewond en hy het nou ook aan sy skietwonde beswyk. Hierdie is kommerwekkend want ons het al gepraat van mense verval in 'n maffia-staat. Ons hoor van polisiebeamptes wat betrokke is. Daar's 'n ander storie wat ek saam met hierdie een wil na verwys. Hulle was in 'n ongemerkte voertuig. Hulle werk vir misdaad-intelligensie. So geweet waar hulle is, hoe hulle voertuig lyk. Iemand het geweet. En hulle is in 'n koelreën doodgeskiet. Nou sien ek daar een van die hoëgeplaastes verwys na 'n sinlose aanval. Jy weet, hulle sal nie rus voor die mense agter hierdie sinlose aanval opgespoor word en aan die pen gaan. Hierdie is nie 'n sinlose aanval nie. Hierdie is met 'n baie spesifieke rede gedoen. En ons moet ophou vir mekaar sê, jy weet, hierdie is net random misdaad. Dit is nie. Hierdie is eenvoudig nie waar nie. Iemand het geweet wie hierdie 2 mense is, iemand het geweet waar hulle is, iemand het geweet waarmee hulle ry en hulle is eenvoudig verwyder. En dit is kommerwekkend. En hoekom dit sleg is die ander berig waarna ek wil verwys, is die ballistiese kenner van die polisie in die Armand Swart saak. Julle sal onthou hy is 'n ingenieur wat in vereniging doodgeskiet is in 2024, herhaaldelik geskiet. Klaarblyklik het hulle hom verwar met iemand anders. Dit hou ook verband met Tender. 'n Polisiebeampte is onder andere vir sy moord aangekeer. Die forensiese kenner is die naweek in hegtenis geneem, want hulle sê hy het die verslae gekook, om die uitslae te verander, om iemand te beskerm. Van die wapens waar beslag gelê is in die Armand Swart moordsaak, word met 20 moorde of pogings tot moord verbind. En hy sê dit was 'n fout geweest, hulle is oor werk, foute gebeur. Dit is nou maar so. Die argument is vir iemand met sy ervaring is hierdie foute hoogs onwaarskynlik. Selfs al werk jy onder geweldige druk, jy het so 'n stapel dossiere of bewysstukke waartoe jy moet werk. Dis hoogs onwaarskynlik dat al hierdie foute bona fide foute is. Foute wat alles verband hou met 1 vuurwapen. Ja, nogal, nee. Waarby 'n ander polisiebeampte betrek word. Nou kom ek terug na die 2 misdaad-intelligensiebeamptes wat doodgeskiet is. Iemand weet. En as mens hier kyk en weet onskuldig tot skuldig bewys, hier is nou 'n ballistiese kenner wat werk in die laboratorium wat aangekeer is vir sy beweerde betrokkenheid by die bekoking van nou wonder jy nie meer hoekom iemand weet waar 2 misdaad-intelligensiebeamptes is nie. Daar's 'n verrotting binne in die stelsel en dit moet ongelooflik moeilik wees vir eerlike polisiebeamptes, eerlike aanklaers om hulle werk in hierdie omgewing te doen. En mense met jou hoed afhaal vir mense wat dit nog steeds doen, want dit moet gevaarlik wees. Wel, dit moenie gevaarlik wees. Hier sien ons 2 polisiebeamptes eenvoudig uit die pad gehaal. Dis definitief lewensgevaarlik om jou werk te doen as 'n goeie 100%. regsbeampte en as 'n goeie polisieman. En dit moet jou regtig kwaad maak en met ons ook kwaad maak dat iemand in hierdie posisie in hegtenis geneem word. En Hy word vertrou met veilig. Dit kan nie gebeur nie. Nee, dis jy sê dis nie 'n nuweling nie. Dis iemand met jare se ervaring wat presies geweet het wat hy doen. En eintlik gaan dit vir my ook as mens kyk na die misdaadstatistiek ook oor die naweek en jy kyk na wat die statistiek is en dis nou wonderlik dat ons sê dit is daar's 'n afname, dit is wonderlik. Die statistiek is steeds heeltemal te hoog. Maar as jy kyk hoeveel moorde of misdaad daar is met hoeveel mense vasgekeer word daarvoor, is dit nog steeds 'n probleem. En dan begin jy nou en dan wonder jy ook hoekom mense nie gevang word wat goue inbraak. Ons meld dit nie eens meer aan nie. Nee. Ons mis heeltemal die klein want ons sit met hierdie groot. En ek dink dis wat vir my skokkend is. Soos hoe spreek ons hierdie probleem eintlik aan? Want op hierdie stadium is dit voel dit vir my of dit oral is. Dit voel bietjie oorweldigend. Dit is wat jy sê, jy weet as jy ons praat van petty crime. Gaan jy dit aanmeld, is jy verseker? Dan gaan jy dit waarskynlik
gaan aanmeld want jy het 'n masnommer nodig sodat jy by jou versekering kan eis. So in daai geval is die polisie is eintlik die byhouer van syfers. Ja. Sodat jy iets vir jou versekering kan gee sodat hulle jou TV vir jou kan vervang of jou selfoon of jou kind se fiets. Maar dis nie besig om die groot misdaadprobleem te pak nie. En dis waar jy sê is ons kan inhegtenisnemings doen, maar wat is ons vervolgingskoers? En dit is waar die probleem lê. Wie beland uiteindelik agter tralies? Bittermin. Bitter min, hopeloos te min. En die goeie mense wat dit probeer regkry vir hulle betaal met hulle lewe. Absoluut. Maar ja, kom ons praat 'n bietjie oor Boys High, 'n leerder by Boys High wat dreig en tog vooraf hom gesê bly by die skool. Toe ek die storie die eerste keer gesien het ek gedink, jy weet as hierdie my kind se skool was ek waarskynlik al vroeg by die kantoor gewees. Nou moet ek vir julle sê, die beheerliggaam van Pretoria Boys High, ek dink hulle het alles reg gedoen. En die departement het hulle in die steek gelaat. So hier is 'n 16-jarige leerder wat onder andere 'n stemnota gestuur het wat gelui het as julle van 'n skoolskietery hoor, moet julle net weet dit was ek want ek gaan die skool opblaas. So hierdie storie het nou 'n lang aanloop gewees. Die kind het nou al na bewering verskeie oortredings begaan, het onder andere positief getoets vir die gebruik van dagga. Hier was hierdie nota gewees, daar's 16. Yes. Daar's glo beeldmateriaal van hom met 'n vuurwapen. Aanvanklik gesê dis nie 'n regte vuurwapen nie, Julius Malema, en toe wys dit maar dit is moontlik. Die beheerliggaam se aanbeveling was, daar was 'n formele dissiplinêre verhoor en hulle aanbeveling was dat die kind geskort word om die veiligheid van 'n spesifieke onderwyser wat hy glo geteken het en die res van die leerders, die skoolgemeenskap in die breë te beskerm. En die departement het gesê nee. Hy gaan terug skool toe. En dit is vir my dit slaan 'n mens dronk. Nou, daar's mos geen logiese verduideliking vir dit anders as ek ken die kind se pa iemand in die Jy sien, dit was ook my eerste gedagte. Dit was onmiddellik dink 'n mens dik. Nou gaan ek terug na die beheerliggaam toe. So ons het byvoorbeeld dit gister vir hulle 'n navraag gestuur en dit moet 'n moeilike navraag wees vir 'n skool om te antwoord en hulle het dit met die grootste respek beantwoord en gesê hierdie is wat ons kan sê. Hou asseblief in gedagte dat hierdie nog steeds 'n kind is. So ondanks alles wat hier gebeur het, sê hulle hou asseblief in gedagte dat hierdie nog steeds baie edel van die bestuur. Baie edel van hulle. Hulle het regtig volgens my uit hulle pad gegaan om almal se belange hier te beskerm. En toe kom die departement, die Gautengse departement, ongelukkig het nou 'n reputasie vir hulle voeter in 'n ding in. En dan Girls Eye nou die jaar. dink Girls Eye. Ja. Weet en dan met die res van die gemeenskap moet die gevolge dra. En is wonderlik dat hulle sê dit is steeds 'n kind. Nou ja. As die kind reageer, gaan ons nog steeds hier sit en vir mekaar sê, maar dit was net 'n kind gewees. Dit is die probleem, Jennifer, want as jy soos 'n groot mens gedra en 'n groot mens goeters aanvang, gaan ons dit nie mekaar sê nie. As daar wel 'n ongeluk by die skool is, gaan ons nie noodwendig so casual vir mekaar sê dit is net 'n kind nie. gaan ons dit 'n ongeluk noem, Jennifer. Jy moet ook onthou, misdaad en geweld by skole is nie iets wat nie gebeur nie. Kyk, skoolskietery in Suid-Afrika is geweldig vreemd. Dis eintlik ongehoord. 'n Messtekery wel. 'n Messtekery is heeltemal 'n ander saak en die Gautengse departement van onderwys weet dit. En nou gaan ek my vra as jy jouself in daai onderwyser se skoene sit en vir die klas moet staan en nog steeds vir daai kind met klas gee, hoe gaan jy vir daai kind klas gee? Hoe gee jy vir die res van die kinders klas? Want dit benadeel nou almal anders na daai skool wat ewe skielik moet so 'n bietjie vrees skool toe gaan. So die departement wil ek vra sit jouself in die skoene van elke ander persoon wat in daai skool instap. En dan gaan jy nog steeds my sê om daai kind net so vrylik terug te laat. Want dit is nie regverdig teen die 1200 kinders en die personeel wat jy dwing om in daai skool met daai onstabiele kind te sit nie. 100%. Dis hoekom ek wil sê ek dink die beheerliggaam het regtig alles gedoen wat ek kan sien om almal se belange hier te beskerm. En dit voel nie vir my of die Gautengse departement van onderwys mooi daaroor gedink het. Hulle was onder andere hof toe gewees. Hulle is traag om te reageer op briewe, op korrespondensie. Hierdie is 'n ernstige saak. Dis weer 'n departement wat veronderstel is om dit waarmee hulle getaak is te koester en te laat groei en te beskerm en te help. Mense vind dat dit dalk nie is wat hulle doen nie. Nee, kyk, hulle moet 'n ondersteunende rol speel. En partykeer voel dit vir my, weet hulle rol net hekkies in die pad. So. Christel, kom ons sluit af met goeie nuus. Asseblief. Is dit nie net nie? Hoe mooi is hierdie bome? Ek kom sit elke week hier met 'n nuwe plant. Eers wil ek krisante plant en nou wil ek potlode plant.
Hierdie is wat hulle noem 'n landkunstenaar, sy naam is Strydom van der Merwe. So hy is internasionaal erken, hy kom van Stellenbosch. So wat hy doen is hy gebruik natuurlike goeders en hy maak 'n kunsinstallasie daarvan. En in hierdie geval is dit potlode. Hoe mooi is dit? Gaan lees dit gerus. Ek dink dit is 'n pragtige storie. So alles bly natuurlik. Hulle het die takke afgehaal en ek sien hier hy sê in 'n stadium kon hy nie meer kyk nie. Sy sê nie wees kon dit nie hou nie want mense hang met die takke, met toue hier langs die kant om nou die takke af te haal. En uiteindelik, dis nou mooi en uiteindelik vorm dit net weer deel van die natuur. Is dit nie pragtig nie? Dit is Baie skerp Dis dieselfde kunstenaar wat altyd die rooi lappe en die rooi installasies in die landskapskuns gedoen het. Maar is merkwaardig. Is hierdie nou Ja, dit nou dadelik Google. is hierdie natuurlike goeters wat op die bome gesit het? Is dit natuurlike kleursel? Kom dit weer af? Gaan die bome weer aanhou groei? Ja. Ek weet nie van die natuurlike kleursel nie, maar die hele idee is dat dit later net weer Ons die bome lewe nog, die dooie bome. 100% lewe die bome. Hulle het 'n ordentlike stywe trim gekry. En sy senuwees ook. Ja. So hy sê jy skep 'n oomblik iets wat mense kan sien en geniet, maar dit bly nie vir altyd nie. Die plesier lê daarin om die natuur self as kunswerk te gebruik. smal oor. Baie mooi. Ja. Kristal, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Kristal Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.